Hy het wat los. Ja. Ai. Go. Jesus en koffie. Kom net even so. Jesus en koffie. Hallo mense op YouTube. Welkom by Joffie. Ons hou van koffie en ons hou nie van die negativiteit nie. Ons hou van koffie en van Jesus. Yes! En ons share dit nou met jou. Hallo. Ons wil net baie dankie sê aan een van my vriende, Ryden, sy vriend ook. Hy het by Irene Village Mart rondgeloop, toe sien hy hierdie koppies te koop en toe sien hy Jesus en koffie en toe dink hy onmiddellik aan Joffie. So ons wil super baie dankie sê vir jou. Ons waardeer dit baie. Hierdie koffie gaan sommer nou lekkerder smaak. Yes, so as jy vir eers keer ons kyk, welkom by Joffie. Kry vir jou 'n koppie koffie en sit terug en geniet dit saam. Nee mense, ek het nog echt 70ste keer sê. Lekker julle, ons is super excited om saam met ons gas te kuier vir hierdie week. Sy is ongelooflik cool, maar voordat ek haar voorstel, geniet Body Ink. Cool, so ons het vandag die voorreg om saam met 'n super cool mens te kuier. Haar menswees is super uniek en awesome. Sy het saam met my en Lombard ook die gap year gedoen wat ons gedoen het. So haar naam is Ansuri. Hallo Ansuri. Hallo van Dry. Sy is ook ons biggest fan blykbaar. Nee, sy is nog ons 'n groot fan. Maar dan ja, Ansuri gaan saam met ons bietjie kuier oor 'n testimony wat in haar lewe gebeur het. So ja, oor na jou. Vertel vir ons. Cool. Jou testimony. Ek wil net afskop deur om te sê dis regtig 'n groot voorreg om hier te wees, soos wat Vader gesê het, ek's regtig 'n massive fan. Ek geniet so wat julle doen en dis regtig cool. So ja, ek gaan sommer net afskop met ek het agtergekom dat soos ook deur die hele show en die reeks met die mense wat kom gesels. Ons het nog nie regtig gesels oor dat joy 'n keuse is nie en dat maak nie saak in watter omgewing jy is of watter area jy is in jou lewe, dat jy nog steeds joy kan ervaar nie. En ek gaan dit direk link met my studies, want ek het baie gesukkel met wat ek moet doen en waar ek moet opeindig. So ek het eers direk na skool het ek 2 jaar information design by Tikkies gaan swat. En teen my tweede semester het ek 'n core vak, 'n praktiese vak gedryf. En dit het baie goeders aan my selfbeeld gedoen. Ek het baie aan myself getwyfel. Ek het begin dink ek is nie meer kreatief nie. Ek kan nie teken nie, ek kan nie kuns doen nie. Ek sak. En die veld het so kom steel. En dit is regtig sad want dit het so groot om kreatief te wees, het so groot rol gespeel in my verhouding met die Here. Dis regtig waar ek baie genesing gekry het en waar ek verhouding kon bou met die Here. So ek wil dit net link met die vers James 1 verse 2, gaan dit in Engels lees. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. En ek dink die Here moes my regtig net op 'n journey vat om dit regtig te besef deur my studies en alles. Ja, ek wil net, sorry voordat sy aangaan. Ek dink ek wil ook net iets add op dit. Is ek het ook verlang in my lewe het ek deur trials gegaan soos dit sy daai skrifvers gelees het en ek het eendag 'n gesprek gehad met 'n mentor wat vir my gesê het dat die Here het die kruis met joy endure want hy het geweet wat na die kruis voorlê. So ek dink dis iets wat ek net wil add op dit is in ons trials en dit wat vir ons dalk massive goeders voel, moet ons met 'n joy in ons hart kan uitsien vir die vrug wat in hierdie moeilike seasons gaan uitkom. Sorry, gaan. Dis baie cool. Ons raak dink nie. Ja, dis regtig baie cool. Maar in elk geval nadat ek universiteit gedryf het, dit klink heftig. Wat het gebeur? En toe moes ek eers deur hierdie hele journey gaan om van voor af te leer om kreatief te kan wees. Soos ek was bang vir 'n blank wit papier, want ek het gevoel ek kan nie teken nie. En die Here moes my laas jaar letterlik op 'n journey vat dat ek stadig maar seker weer 'n boekie moes koop en weer begin journal, weer begin skryf, weer teken, sodat ek weer 'n liefde daarvoor kan kweek, sodat ek weer 'n verhouding met hom kan bou deur dit. Want dit is so 'n groot deel van my persoonlikheid om kreatief te kan wees. So ja,
En ek moes leer om joy in my foute te sien en joy uit my failures. So met die journal wat ek het, selfs al hou ek glad nie van die kunswerkie wat binne is nie, ek hou hom daar, want dit is deel van die journey. En elke keer as iemand anders deur die boekie gaan, dan wil ek of soos skip daai een. Dis nie lekker nie. Maar tog het die Here vir my kom wys, dis regtig okay en dis deel van die proses en kuns is messy. Dis nie veronderstel om perfek te wees nie. So ja, en nou het ek absoluut die voorreg om weer te kan gestudeer. Ek studeer nie meer design nie, maar deur die trials en goeders het die Here regtig kom ingryp en ek studeer nou onderwys weer by Tuks, wat regtig net die Here was, want ek was ge-exclude van my studies af, met ander woorde ek sou nie weer kon gaan studeer nie. En die Here het iemand op my pad gestuur wat saam met my na my rapport gekyk het en saam met my universiteit toe gegaan het om my in te skryf en met die head of department te gaan praat en ek is aanvaar en ek studeer nou weer. Ek is my eerste jaar van onderwys en ja, yes, dis net great hoe ek kan voel die Here my voorberei vir dit wat hy my gecall het om te doen. Dis my fantasties en ek het nou kuns as 'n vak en ek love elke oomblik daarmee en ek doen baie goed. So ja, wanneer die Here het soveel goed kom verander rondom my persepsie oor dit. En ja, ek is baie dankbaar. Sure. Ja, ek wil ook net, obviously ek is deel gewees van hierdie hele journey saam met Anne-Sophie en net om te kan hoor hoe die Here deur alles getrek het, was super cool. En ek dink, wat ek net wil add op dit wat sy sê is, baie keer dan dink ons dat, ek is passievol oor hierdie, dalk moet ek dit gaan doen met my lewe. Of jy dink hierdie is 'n hobby en ek wil my res van my lewe met daai hobby wil ek dit uitleef. En partykeer het die Here sy calling en sy roeping in ons lewe lyk baie anders as wat ons ooit sou imagine het. En ek dink dit is so cool om na haar storie te kyk en te kan sien hoe die Here het 'n calling en 'n roeping met haar lewe, dis dieselfde ding. Maar in daai calling kan sy nog steeds haar hobbies en haar passions uitleef. So ja, dankie Anne-Sophie vir jou tyd. Sy's 'n super cool mens. Jy wil as jy haar ken of jy het al so ontmoet, mens wil saam met haar koffie drink. Mens leer baie. Maar ja, dankie vir julle tyd. Ons gaan nou oorgaan na ons oulike tydjie wat ons het. Ja. So, okay, sê reg. So, my ouma ken 'n tannie wat haar vriendin is. Uitroep aan my ouma. So my ouma ken 'n tannie wat sy vriendin baie cool is en haar seun besit 'n kuierplek hier in Pretoria. Nou hy ken so 'n chick, haar naam is Charlize. Sy werk vir hom, sy's 'n bartender. En ja, sy is op pad hiernatoe. Sy's blykbaar baie cool. So ja, wish me luck, guys. Hallo Charlize. Hoi, my naam is Charlize. Dankie vir die water, dit is nice van jou. So, Charlize. Ja, Charlize. Cool. Maar ouma sê vir my jy kom van Durban. So jy seker bly om terug te wees nou dat die lockdown level 2 toe gegaan, nou kan jy actually werk. Ja, I'm a bartender. 'n bartender. Vertel my hoe jy enige boeties of sissies? I've got one older brother and one younger sister. I'm the middle child. Veel hobbies hou jy van om te doen? So I like planting trees. I'm so sorry. So Charlize, nou dat ons onsself verfris het, sorry oor daardie, want iemand het sout in my water gegooi. Hoi, my naam is Charlize. Dankie. As jy in een woord jouself kan opsom, wat sou dit wees? Easter egg. Soos op, hoekom? I'm soft on the inside en ek's hard buite, boet. So Charlize, wil jy saam met my sing? Solid. Dankie vir jou tyd. Hierdie Storie is uit.
Ons wil jou nooi vir 'n volgende koffiedייט. Never again. Zo net te zeggen. Zo. Nou is het slaap. Outro. Liefde. Ja, leuk.